Goeiedag manne, dit is meneer Oukamp. Baie welkom by nog 'n landboubestuurspraktyke graad 12 les. Hierdie is die derde les sedert ons begin het met hierdie manier van klas gee. So ek verwag dat jy die vorige twee al gekyk het en soos ouer gewoonte kan jy asseblief jou handboek oopmaak op bladsy 85. Jy weet hoe dit nou al werk. Jy gaan saam met my deur die handboek en soos wat ons deur die video gaan, is al sekere goed wat ek vir jou laat byskryf, daar sekere goed wat jy moet onderstreep. En dan is jy goed voorbereid vir die eindeksamen, as jy dit dan so doen. Die gedeelte wat ons vandag doen, gaan oor prysvaststelling. As jy op bladsy 85 kyk, hoofstuk 5 begin met prysvaststelling en bemarking. Ons sal in die volgende video gaan ons oor bemarking gesels. In hierdie eerste een praat ons net eers oor prysvaststelling. Jy kan daar eers in jou handboek onderstreep. Wat is prysvaststelling? Dit is presies wat die woord sê. Dit is die vaststelling van 'n prys of hoe ons besluit wat die prys van 'n produk of diens is. En jy kan daai eerste sinnetjie onderstreep soos wat ek dit saam met jou deurlees. Prysvaststelling is die proses wat gebruik word om die koste van 'n produk of diens wat deur 'n onderneming geproduseer word en waarvoor gebruikers bereid is om te betaal, vas te stel. Jy kan ook vir jou daar byskryf by die definisie waar dit is 'n prysvaststelling is waar die vraag na 'n produk of diens en die aanbod daarvoor mekaar ontmoet. Dis waar ons die prys gaan vasstel. Jy gaan dit nie heeltemal nou verstaan nie, maar uit die volgende les sal jy verstaan wat daarmee bedoel word. Dan kan jy net so 'n entjie onder toe by die eerste, tweede, derde, vierde paragraaf begin met gewoonlik, kan jy onderstreep. Gewoonlik wanneer produkte skaars is, sal die prys hoog wees. En produkte is gewoonlik skaars as gevolg van 'n tekort, as gevolg van iets soos byvoorbeeld droogtes of dat die produk byvoorbeeld buite seisoen is. En die voorbeeld wat ek gebruik is byvoorbeeld 'n avokado-peer. As ons avokado-pere buite seisoen koop, is daar min produsente wat avokado-pere produseer nie in die bepaalde seisoen wat avokado-pere gewoonlik voorkom nie, en dan kry ons dan hierdie hoë pryse buite seisoen. Maar die tyd waar daar baie avokado-pere is, wanneer daar meeste van die produsente is wat dit produseer, dan is die prys weer laer. In die volgende sin sê hulle daar gedurende hierdie tydperk van tekorte kan 'n direkte of indirekte kompetisie tussen produkte van dieselfde aard ontstaan. Ek het dit vir jou hier eenvoudiger gestel. Wanneer produkte duur raak, sal die kompetisie tussen soortgelyke produkte toeneem. En die voorbeeld wat hulle vir jou gee is die een van rooi vleis. Wanneer rooi vleis soos skaapvleis of beesvleis baie duur raak, dan is mense geneig of die verbruiker geneig om meer wit vleis soos pluimvee of varkvleis te gebruik of dan te koop. So dit is dan produkte wat soortgelyk is, wat in kompetisie met mekaar is, en as die een produk duurder raak, dan sal daar 'n verskywing plaasvind na die volgende produkte. Ons noem dit ook dat daardie produk dan soos byvoorbeeld die pluimvee 'n substituut is vir rooi vleis. So ons kan dit ook 'n substituut noem. Dan hulle gee ook 'n voorbeeld vir jou dat as produkte soos byvoorbeeld varsprodukte baie skaars raak, dan sal verbruikers dit verkies om bevrore produkte of selfs verdroogde vrugte of groente te gebruik in plaas van dan varsprodukte wat dan skaars is. Dan kan jy daarso kyk, hulle praat oor die faktore wat bydra tot die bepaling van prys vir produkte. Die eerste een wat hulle vir jou gee is die bemarkingsketting. Hoe langer die bemarkingsketting is, hoe duurder gaan die produk wees. En dit het te doen met van waar die produsent of die boer byvoorbeeld die produk produseer of dan nou ontgin, tot waar die verbruiker dit dan nou gebruik. Soos byvoorbeeld die avokado-peer, die boer wat die avokado-peer produseer, dit hang af hoe lank die ketting is van hom af tot by die persoon wat dit op sy bord het en dit dan eet. Hoe langer die ketting is, hoe meer tussen persone daar is en tussen skakels daar is, hoe duurder sal die produk wees. Die volgende een is marknavorsing. Hulle sê daar in die handboek, dit gaan oor waar die produk in die mark inpas en wat dan spesifiek die behoefte vir die produk is. Die volgende een is kompetisie. Kompetisie gaan 'n invloed hê op prys. Wanneer daar baie kompetisie is dit die geneigtheid dat die prys dan 'n bietjie laer is vir daai spesifieke tipe produkte. En dit is dan hoe dit 'n rol speel in die prys. En dan die laaste een is die uitwerking van vraag en aanbod op prys. En daarna gaan ons in die volgende gedeelte 'n bietjie meer oor uitbrei. Jy kan dan kyk bo in bladsy 86
kan jy daarso markprys in prysbepaling kan jy uitlos. Daardie gedeelte het ek eers uitgelos en dan by 1.2 die effek van aanvraag op prys rondom die vraag en aanbodkurwes gaan ons dan nou volgende doen. En hulle lei vir jou daarin deur te sê wanneer die prys van produkte verander die hoeveelheid produkte wat aangekoop word en dan byvoorbeeld aangebied word. En die voorbeeld wat hulle gee kan jy daar onderstreep. Wanneer die prys hoog is, sal verbruikers nie die produk koop nie, maar die verkopers bied groot hoeveelhede aan. Met ander woorde, ek as die verkoper wil soveel as moontlik geld maak en as 'n produk dan se prys baie hoog is, kan ek dan meer geld uit daardie produk uitmaak, maar dan sal die verbruikers dit baie minder dan daarvan aankoop. Net so as die prys laer is vir 'n spesifieke produk, sal ons dan kry dat verbruikers dan meer van die produk dan sal koop. En dan sal twee goed wat jy moet onthou uit hierdie gedeelte uit. 'n Verkoper, die produsent, wil soveel as moontlik verkoop teen die hoogste prys. Of byvoorbeeld iemand soos byvoorbeeld Spar, hulle wil soveel as moontlik brood verkoop teen die hoogste prys moontlik. Maar die koper, ek en jy wat die brood gaan koop by Spar, ons wil soveel as moontlik koop teen die laagste prys. Ons wil soveel as moontlik brode koop vir so min as moontlik geld. En as ons hierdie twee punte en beginsels dan kan onthou, dan kan ons begin kyk na hoe ons die vraag en aanbodkurwe benader. Jy kan daar in jou handboek volg, op bladsy 86, in figuur 5.2 is daar so 'n groen blokkie, reg langs in die figuur. Jy kan na die figuur kyk, en dan in die groen blokkie verduidelik hulle vir jou van wat daar gegee word, maar ek probeer dit vir jou so 'n bietjie meer omskryf, en ek gaan eers hierdie definisie vir jou gee, en dan dit vir jou in beter woorde gee. So ek lees dit vir jou. Die vraag vir 'n produk kan gedefinieer word as die hoeveelheid van die produk wat op 'n gegeewe tyd gekoop kan word deur verbruikers teen alle moontlike alternatiewe pryse. Dit word uitgedruk as die verhouding tussen die prys en die gevraagde hoeveelheid. Hoe laer die prys is, hoe groter is die aanvraag. En omgekeerd, hoe hoër die prys is, hoe laer is die aanvraag. Dan kan ons op hierdie grafiek dan kyk. Hulle gebruik die voorbeeld hier van die prys van tomaties, en ek wil graag my pen gebruik om vir jou mooi hier te verduidelik. Hierdie as wat ons hier sien, is die prysas, en daarom noem hulle hom of gee hulle hom dan die naam van P. En hierdie as hieronder word dan genoem die hoeveelheid as, en hy word gemerk met 'n Q vir Engels vir quantity. So hoe hoër die prys gaan, hoe minder van die produk sal daar gekoop word. As jy byvoorbeeld hierso kyk, wanneer ons kyk dat hierdie tomaties byvoorbeeld dan R5 is, dan word daar net 3 tomaties aangevra. Maar as die prys R2 is, dan word daar weer baie meer aangevra, soos byvoorbeeld 12. So die vraag word bepaal deur die hoeveelheid en die prys van die produk. Hoe laer die prys is, soos wat ons hier kan sien by byvoorbeeld R1, hoe meer of hoe hoër is die vraag, hoe meer is die hoeveelheid tomaties wat dan verkoop sal word of wat dan aangevra word. En dit is eenvoudig die vraagkurwe. Hier word dit weer mooi vir jou uiteengesit. Hoe hoër die prys is, as ons kyk byvoorbeeld hier, hoe laer is die vraag. Maar hoe laer die prys is, hoe hoër is die vraag. Of dan nou die hoeveelheid, as ons dit dan so kan sê. Daar is verskeie faktore, hierdie word nie in die handboek gegee nie, wat vraag bepaal, en jy kan dit daar afskryf. Nommer 1 is die prys van die produk, nommer 2 is die voorkeure van die verbruiker, byvoorbeeld waarvan die verbruiker hou, dit waarvan hy meer gaan hou, sal hy dan meer wil koop, sal die vraag dan van hoër wees. Dan die werklike inkomste van verbruikers, hoe hoër die inkomste van die verbruiker is, ek en jy wat goed by die winkel gaan koop, hoe meer geld sal ons spandeer, of hoe duurder tipe produkte sal ons dan kan koop. En dan die reeks produkte beskikbaar, en dit gaan dan ook spesifiek oor die kompetisie. Watter tipe verskeidenheid van produkte is daar beskikbaar wat ek dan kan gebruik as verbruiker, of dan kan aankoop. Dan by die aanbodkurwe, weer eens kan jy daarso kyk in figuur 5.3, in die groen blokkie is 'n verduideliking, waarna jy kan kyk, en dit word gebruik om daai kurwe te verduidelik. Ek gaan dit eers hierdie gedeelte vir jou deurlees, en dan sal ons weer na voorbeelde kyk.
Die aanbod van 'n produk kan gedefinieer word as die hoeveelheid van 'n produk wat aan die koper aangebied word teen verskillende of dan 'n varierende pryse. Hoe groter die prysverhoging vir 'n sekere produk wat aangebied word, hoe groter is die hoeveelheid van daardie produk wat vir verkoop aangebied sal word, mits die beskikbare hoeveelheid van daardie produk vermeerder kan word. Met ander woorde, as ek byvoorbeeld 'n produsent is en ek wil 'n produk aanbied, hoe laer die prys is, soos byvoorbeeld hierso kyk, hoe laag sal die prys hier wees, hoe laer is die hoeveelheid wat geproduseer sal word. Maar hoe hoër die prys is, hoe hoër is die hoeveelheid wat geproduseer sal word. Want ek as produsent wil soveel as moontlik geld maak. Onthou ons beginsels waarvan ons gepraat het, dit wat ons moet onthou, hoe meer ek as produsent wil soveel as moontlik produkte verkoop teen die hoogste moontlike prys, en daarom hoe hoër die prys is, hoe hoër is die hoeveelheid dan van aanbod. Hierso is nog 'n voorbeeld vir jou, net met waardes by, dat jy ook sommer daar kyk, hoe hoër die prys is, byvoorbeeld as dit R35 kos, byvoorbeeld vir 'n spesifieke sakkie tomaties, of wat ook al die geval mag wees, hoe meer van daardie tomaties sal ons dan op die einde verkoop. Ek as produsent wil dit baie graag dan so hê. Dan is daar sekere faktore wat aanbod gaan bepaal, en jy kan weer eens dit afskryf, so pause hierdie video hierso, as jy dit gou in jou handboek net wil seker maak dat jy dit afskryf. Dit word nie vir jou gegee nie, maar dit gaan verseker vir jou help om vrae te antwoord oor hierdie kurwes. Jy kan daarso merk, die eerste faktor is die moontlikheid om aanbod van goedere en produkte te verhoog. So as ek die aanbod verhoog kan kry, sal ek dan 'n verhoogde aanbod kry. So as ek dit kan manipuleer, dan het ek dan nou byvoorbeeld 'n verhoogde aanbod. Die prys van die produk speel 'n rol, dan die produksiekoste. As ek byvoorbeeld my produk goedkoper kan produseer, kan ek baie meer vra daarvoor, of dan nou baie meer produseer. En tegnologie en dan natuur. Die natuur gaan 'n groot invloed hê veral vir ons wat in die landbou is, en spesifiek hier kyk na die landbou. As daar byvoorbeeld goed soos 'n vuur of vloede of haal of 'n droogte is, dan gaan ons sien dat ons aanbod van die spesifieke produk gaan baie laer wees, omdat daar dan baie minder geproduseer word. En daarom sal die prys dan verhoog, soos wat ons reeds al gesien het. Dan gaan ons aan na die volgende gedeelte wat gaan oor markewewig. Jy kan daar in jou handboek volg onderaan bladsy 86. Ons gaan kyk na eerstens wat markewewig is, en jy kan sommer daar onderstreep in die eerste sin, wanneer die hoeveelheid aangebied gelyk is aan die hoeveelheid wat gevra word, dan kry ons markewewig of markekwilibrium. En dit gaan ons dan op hierdie grafiek kan sien. Eerstens kan jy sien, as ek dit net so rofweg kan merk met my pen, hierdie blou lyn is dan die vraagkurwe, en hierdie rooi lyn stel dan voor die aanbodkurwe. En hierdie punt waar die aanbod en die vraagkurwe mekaar kruis, staan dan bekend as markewewig of markekwilibrium. En daar's 'n spesifieke hoeveelheid en 'n spesifieke prys by hierdie markekwilibrium. En hierdie markekwilibrium sê vir my dat die hoeveelheid produkte wat deur verbruikers aangevra word en die hoeveelheid produkte wat ek as produsent aanbied of dan nou beskikbaar stel aan die verbruiker is gelyk aan mekaar. So die presiese vraag en die presiese aanbod is gelyk aan mekaar. En dit noem ons dan noem ons dit dat die mark in ekwilibrium of dan in ewewig is. Hier wys ek sommer weer op hierdie kurwe net vir jou, dat hierdie kurwe wat gemerk is D, is dan die vraagkurwe of die demand, en dan die S is dan die aanbod of dan nou die supply kurwe. En weer eens, markewewig of markekwilibrium word bereik by 'n spesifieke prys en hoeveelheid wanneer die hoeveelheid produk wat aangevra word en die hoeveelheid produk wat gegee word of wat dan nou aangebied word gelyk is aan mekaar. Hierso wys ek vir jou heel bo in bladsy 87 is 'n voorbeeld wat gebeur wanneer die vraagkurwe byvoorbeeld verander. As ons byvoorbeeld kyk na hierdie blou lyn,
as die spesifiek, hulle gebruik die voorbeeld hier as die prys van roomys, as dit byvoorbeeld die prys was, of die vraag na roomys is, dan kan ons sien dat daar 'n toename in die hoeveelheid is. Wanneer gaan ons dit kry? As ons byvoorbeeld in die somer gaan. Dis somertyd en dit is vakansietyd, dan kry ons 'n toename in die vraag wat daar is. En net so, as daar 'n verskywing plaasvind, van byvoorbeeld van die vraag, as ons byvoorbeeld net hierdie grafiek kyk, dan kan ons sien hierdie vraag, soos wat dit hier was, van die roomyse, het toegeneem in die somer van D1, die blou lyn, na D2, die rooi lyn. En soos wat hierdie vraag toegeneem het hierdie equilibrium verander. So eers was die equilibrium hier by die groen kool, en nou met hierdie somertoestande, wat daar 'n groter vraag is na roomys, verander dit na hierdie rooi kool. Net so het die prys toegeneem om die markewewig te kan bevredig en die hoeveelheid, soos wat ons nou weet, na gelang van die vraag. So waar ons eers R1.60 of R1.20 betaal het vir roomyse, gaan ons nou R1.60 betaal, argumentsonthaalwe in hierdie voorbeeld. Hoekom gebeur dit so? Hoekom sal die vraag toeneem? Soos ons gesê het, vraag gaan toeneem as gevolg van byvoorbeeld die seisoen, of dan nou as ons byvoorbeeld kry dat daar 'n modegier plaasvind, soos byvoorbeeld met selfone. Ewe skielik is daar 'n groter vraag na selfone of spesifieke selfone, soos wat die tegnologie verbeter, of byvoorbeeld neute. Ons almal kyk video's en dink dit is gesonder om neute te eet, en ewe skielik is daar 'n groter vraag na neute, en so sal die prys dan saam met dit styg. Die aanbod gaan toeneem, sowel as die vraag. Die vraag het toegeneem, en daarom sal die aanbod moet toeneem, totdat ons hierdie markewewig kry. Dan wys ek vir jou gou hier, wat gebeur met markewewig, of wat is die invloed van markewewig op prys? Soos byvoorbeeld hierna kyk, ons kan baie inligting van hierdie grafiek af kry. Weer eens, moenie te mekaar raak nie. Met hierdie kurwe wat hieronder gemerk is, die maand, is dit die vraagkurwe, en hier by supply is dit die aanbodkurwe. En hier in die middel het ons equilibrium. En jy kan daar kyk, op bladsy 87, heel boaan, of in die middel van die bladsy, gee hulle hierdie grafiek vir jou by figuur 5.5. Ek gaan net daai gedeeltetjie vinnig vir jou deurlees wat in die groen blokkie is, sodat jy dit beter kan verstaan. Figuur 5.5 illustreer dat by ewewigsprys E, dit is die een wat ek hier laaste met die rooi kool gemerk het, presies dieselfde bedrag, kopers wil presies dieselfde bedrag betaal, as waarteen verkopers byvoorbeeld die produk wil verkoop. As die prys egter hoër is, soos byvoorbeeld by P2, kan ons sien dat verkopers meer wil verkoop as wat kopers wil koop. Ek wil dit graag vir jou op hierdie grafiek verduidelik. As ons kyk hier na P1, en ons kyk na hierdie prys, onthou, wanneer ons op die vraagkurwe kyk, dan kyk ons hierso na Q1. Maar wanneer ons by P1 wil kyk na die aanbodkurwe, dan is dit Q3. Soos wat jy kan sien, van links na regs neem die hoeveelhede toe. So as ek byvoorbeeld gaan kyk na Q3 en Q1, dan gaan ons sien dat die vraag is baie laer in hoeveelheid by P1 as wat byvoorbeeld die aanbod by P1 Q3 se hoeveelheid is. Met ander woorde, as ek die prys verhoog, die prys het toegeneem van P2 byvoorbeeld na P1 toe, dan sien ons dat die vraag afneem, maar die aanbod toeneem, soos wat ons reeds gesien het uit die reëls uit, of uit die teorie wat ons nou reeds gedoen het. Met ander woorde, minder mense gaan die produk wil koop, omdat dit duurder is, en meer gaan geproduseer word, omdat die produsent dan meer geld wil maak. En daar gaan ons dan surplus kry. Dit is hierdie gedeelte wat hulle vir jou hierso uitgemerk het. As daar 'n surplus is, beteken dit daar word meer produkte aangebied as wat daar gekoop word, as wat daar 'n vraag na is. Net so, as ons die prys byvoorbeeld sou verlaag, en ons gaan kyk wat is die waarde dan op die vraagkurwe, sou dit Q3 wees, en as ons kyk wat die waarde is op die
aanbodkurwe sal dit dan Q1 wees, en dan sien ons dat die vraag is hoër as wat byvoorbeeld die aanbod is, en dan kry ons hierdie tekort. Meer mense wil die produk hê as wat die boere of die produsente dit dan kan produseer of dan vir ons gee. As jy kyk in jou handboek, as jy nog steeds onseker is, bietjie die mekaar is, kyk weer hierdie voorbeeld op die video, of gaan deur die stukkie in jou handboek. Ek het net daai eerste gedeeltjie gelees, sodat ek dit vir jou op hierdie grafiek op die slideshow kan verduidelik, maar gaan kyk in jou handboek, gaan weer deur daardie gedeelte. Hulle het die waardes 'n bietjie omgeruil en hulle het spesifieke waardes vir jou daar gegee vir die spesifieke pryse. So gaan speel 'n bietjie daarmee rond en vra enige tyd as jy nog onseker is. Dan is daar 'n gedeeltjie wat handel oor aanbod. Jy kan daar onderaan bladsy 87 kyk. Oor aanbod kan jy maar net daar vir jou byskryf. Dis waar die aanbod van 'n produk die vraag oorskry. Soos wat ons gesien het in die vorige slide, onderaan daai vraag en aanbodkurwe, as die vraag byvoorbeeld baie laag is en as gevolg van 'n prys wat sê nou maar hoog is, of wat ook al die geval mag wees, en daar word meer produkte geproduseer, dan kry ons 'n ooraanbod. Dan kan jy omblaai. Ons kyk heel bo aan bladsy 88, praat hulle oor 'n gelykbreekpunt en die analise daarvan. Dis die laaste gedeelte wat ons in hierdie video gaan behandel. Ek gaan dit vinnig met jou deurgaan. Dis redelik eenvoudig, maar voordat ons dit doen, is daar 'n paar belangrike terme wat jy eers moet kyk. Die eerste een, hulle gee dit vir jou daar in daai tabel heel bo aan bladsy 88, is bruto inkomste. Bruto inkomste kan jy daar onderstreep. Dit is die inkomste uit jou besigheid of uit jou gedeelte, soos 'n vertakking van jou besigheid, voordat enige aftrekkings gemaak is. So as ek gaan kyk in my finansiële state, die hoeveelheid geld wat ek ingekry het vir my besigheid, en ek het nog geen aftrekkings afgetrek nie, dan noem ons dit die bruto inkomste. Dan wins. Wins is die inkomste wat oorbly nadat ek alle kostes afgetrek het. Vaste koste sowel as veranderlike kostes. En hier moet ons definieer wat is die verskil tussen vaste koste en veranderlike kostes. Vaste koste gaan iets wees soos byvoorbeeld die huur wat ek betaal elke maand aan my perseel, en veranderlike koste sal iets soos lone wees of iets soos byvoorbeeld brandstof. Dit gaan nie elke maand noodwendig presies dieselfde wees nie, dis iets wat kan verander. Dit bring ons dan by die gelykbreekpunt, en ek gaan weer eens, voordat ek die gedeelte net met jou behandel en net die definisies onderstreep, wil ek hê jy moet asseblief net eers hier op hierdie slide kyk. Dis 'n breedvoerige definisie. Gelykbreekpunt, kan jy daarso kyk, een van die mees algemene metodes om die lewensvatbaarheid van 'n onderneming of produk te bereken, is deur gelykbreekontleding. Wat beteken die lewensvatbaarheid? Dis of die besigheid of die produk gaan geld maak. En dan gebruik ons hierdie gelykbreekontleding. Die gelykbreekpunt is waar die inkomstes presies dieselfde as die uitgawes is. By die punt waar geen verliese gelei word en geen wins gemaak word nie. Al my inkomstes dek al my uitgawes. Presies. Om 'n wins te maak dan, moet die inkomste meer as die uitgawes wees en nie noodwendig dan dieselfde nie. Deur die gelykpunt te bereken, bepaal die boer wat die minimum inkomste moet wees om nie geld te verloor nie. Wat is die minimum hoeveelheid geld wat ek uit hierdie besigheid of uit hierdie afdeling uit moet maak, of die vertakking moet maak, sonder dat ek geld verloor. En daar kan ek dit vir jou 'n bietjie makliker opsom. As jy kyk op bladsy 88 in die tweede paragraaf, begin dit met gelykbreekpunt, GBP, kan dus ook gedefinieer word as die punt, 'n fisieke eenheid of 'n geldwaarde, waar die totale inkomste gelyk is aan die totale koste. En hier het ek dit vir jou eenvoudig opgesom, die punt by 'n spesifieke prys dan, waar al die koste gelyk is aan die inkomstes. Dis die eenvoudige definisie van die gelykbreekpunt. So dis wat jy leer. Net daai punt, net daai sinnetjie het ek onderstreep. Hulle gee vir jou dan 'n klomp voorbeelde daarso, wat ek nie met jou deurgaan nie. Jy hoef dit nie te doen nie, maar figuur 5.7 is wel belangrik. Jy moet figuur 5.7
baie goed ken. So hierdie figuur is belangrik. Ek wys dit sommer vir jou op die voorbeeld wat ek hier op die bord het, of op die slideshow het. Hulle praat daar van 'n totale BPW, dis hierdie perslyn hierso. Hulle noem dit die bruto produksiewaarde van jou besigheid, en dit het dan nou te doen met jou waarde van jou besigheid op die einde, maar ons sien dit sommer as die uitgawes. Dis die inkomstes. Hierdie perslyn stel voor die inkomstes. Jy kan daar in jou handboek ook kyk, jy het 'n soortgelyke grafiek in figuur 5.7. En dan hierdie blou lyn, hierdie gedeelte, is dan die hoeveelheid uitgawes of die totale kostes vir my besigheid. So aan die begin, as ons hier kyk, maak ons 'n verlies, want die hoeveelheid uitgawes, hierdie blou lyn, is hoër of bo my perslyn, die hoeveelheid inkomstes. En dit vat 'n tydjie om 'n besigheid van die vloer af te bring. Of dan nou in hierdie voorbeeld om sekere hoeveelhede van die produk dan te verkoop. As ek byvoorbeeld hier met hoenders boer en ek het 2500 hoenders wat ek verkoop per maand argumentsophaal, dan maak ek nie genoeg geld uit hierdie hoeveelheid hoenders om al my kostes te dek nie. As ons byvoorbeeld hier kyk, tot op 'n sekere punt, dan kan ons sien by 'n sekere prys en 'n sekere hoeveelheid waar hierdie twee lyne mekaar kruis, my uitgawes en my inkomstes. Dan is my inkomstes en my uitgawes by die gelykbreekpunt gelyk aan mekaar. Dan daarna neem my inkomstes nog steeds toe en my uitgawes neem nog ook toe, maar dan is my inkomstes baie hoër as my uitgawes. Dan hierdie blok wat ons hier het, noem ons dan ons wins. Dis dan die wins wat ons maak. So jy kan daar in jou handboek gaan kyk na daai figuur. Weer eens wil ek net vir jou sê in die figuur, hulle onderskei tussen vaste kostes en veranderlike kostes. Vaste kostes is iets soos byvoorbeeld huur, en veranderlike kostes is iets soos byvoorbeeld lone of brandstof. Jy kan dit vir jou daar byskryf, maar dit maak nog steeds die totale hoeveelheid kostes uit as ons na hierdie blou lyn kyk. Goed, en dan hierdie perslyn soos ek gesê het, is jou inkomstes gelykbreekpunt waar hulle gelyk is aan mekaar. Enigiets bo die gelykbreekpunt moet hierdie inkomstes hoër wees as my uitgawes en moet die besigheid dan geld maak. Die res van daardie bladsy doen hulle weer eens 'n voorbeeld met jou. Jy kan kyk daarna as dit jou help om dit so bietjie beter te verstaan. Weer eens kontak my as jy onseker is. Ons het 'n WhatsApp groep waar jy sommer vir my kan laat weet as jy onseker is oor iets of vrae het of nie mooi weet wat jy moet onderstreep in jou handboek nie. Maak asseblief gebruik daarvan. En as jy dan nie vrae het nie, hoop ek jy het iets geleer uit hierdie gedeelte uit. Merk die goedjies wat ek gesê het belangrik is. Die res is nie so belangrik nie. Jy kan dit maar net deurlees en dan is ons klaar met hierdie eerste gedeelte. In die volgende video sal ons dan praat oor bemarking. Baie dankie.